Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Vanoggend lees ons die eerste 10 verse uit 1 Johannes hoofstuk 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons. Die lewe is geopenbaar. En ons het dit gesien, en ons getuig daarvan, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde. En reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, die 7de vrug van die Gees is getrouheid. Hierdie vrug het betrekking op loyaliteit en op betroubaarheid. Vandag fokus ons op die getrouheid van God en bespreek dan later, wanneer ons môre voortgaan, hierdie vrug in die lewe van die gelowige. Ek is seker jy het al baie keer 1 Johannes 1 vers 9 gelees en gehoor. As predikant verwys ek dikwels na hierdie gedeelte om die gemeente te troos en te verseker dat hulle sondes in Christus vergewe word. Het jy al daaraan gedink waarom Johannes sê dat God getrou en regverdig is om ons sondes te vergewe? Jy en ek kan verseker wees van vergifnis as gevolg van die getrouheid en die geregtigheid van God. Maar wat beteken dit? God het beloof om sondes te vergewe. Aan die sondige Israel en Juda, wat God 'n sondige nasie en 'n volk belaai met ongeregtigheid noem in Jesaja 1 vers 4, het God gesê, al is jou sonde soos skarlaken, sal hulle so wit soos sneeu wees. Al is hulle rooi soos bloed, sal hulle soos wol word. Later in Jesaja, later sal Jesaja van die komende lydende knegt profeteer. As hy praat van Christus, dan sê hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, hy is verpletter oor ons ongeregtighede. Die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom gelê. Gaan lees Jesaja 53. Wanneer Johannes dan kom en hy sê dus dat God getrou is om ons sondes te vergewe, wys hy daarop dat dit wat God beloof het, van Adam en Eva af in Genesis 3, dwars deur die geskiedenis, dat God dit vervul het. Hy is betroubaar. Hy is regverdig. Waarom regverdig? Omdat die sonde wat 'n straf verdien, alles 'n belofte
al die beloftes van God in Jesus volbring is. God is getrou en daarom moet ons hom prys. Kom ons dank vandag die Here God vir sy getrouheid. Wanneer ons bid, kom ons vra die Heilige Gees dat ons meer seker sal wees van ons eie vergifnis, omdat God getrou is. Kom ons sluit ons oë. Liefdevolle God en Hemelvader, Here, vandag in u woord kom leer u ons dat u getrou en regverdig is en dat ons sonde daarom vergewe is. Vergewe omdat u, o Here, dit so beloof het. Dankie vir u vertrouheid. Dankie dat ek verseker kan wees dat omdat u getrou is, my sondes vergewe word. Nou Heilige Gees, kom leer my om in hierdie sekerheid te leef, om hieraan vas te hou en om te weet, my Here leef en daarom is my sondes vergewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Psalm 89 en ons sing verse 1, 2 en 3.
Vir môreoggend gaan ons saam lees Romeine 3 vanaf vers 21 tot 31, steeds met die Heilige Gees wat in ons werk. Mag elkeen vandag 'n geseënde dag hê, waar ons werklik sal besef hoe getrou die Here is. Dat ons werklik sal besef, ons is verlos, as ons in Jesus as ons verlosser glo. Geseënde dag tot 6:00 môreoggend. Totsiens.